Hy was nog nooit te laat nie. Voor die atleet die lint breek, is hy op sy moegste, maar gee hy sy beste. Voor jou deurbraak, is jy dalk op moed verlore se vlakte. Vertrou God hoopvol, hy was nog nooit te laat nie. Na aanleiding van hierdie inspirerende stukkie wat ek gaga gepen het ek het op my hart om bietjie meer daaroor te deel. En ek kan nie in my lewe oproep wat die Here ooit vir my te laat was nie. Hy was nog vir my, kan ek uit my hart uit sê, altyd betyds. Ja, ek het 10 jaar gelede my man verloor aan kanker, maar ook deur dit, waar ek gedink het, ek sal nooit daai oomblik kan, ek sal nie dit kan face nie. Kan ek eerlik sê, die Here was vir my nie te laat nie. Hy het my in 'n visioen gewys, waar dit is asof my man stralend in die hemel nuut gemaak is. En dit was my moeilik om hom op te roep terwyl hy siek was, so stralend soos wat hy was. So deur alles kan ek sê, die Here is altyd daar, as ons net oorgee en vertrou. Hy sê in sy woord, in Jesaja, dis ons sondes wat maak dit ons nie aan ons steur nie. So ons sondes vorm 'n skeidsmuur tussen hom en onsself. So sy oor is nie te swaar om te hoor, sy arm is nie te kort om te help, maar is ons sondes, ons oortredinge wat maak dit hy hom nie aan ons steur nie. So ons sondes maak 'n skeiding tussen hom en ons. En is maklik, ons kan dit net oorgee aan hom. Ons kan net gaan kniel en oorgee en vra hom vir hom om ons te help. En deur al die storme kan ons toe, soos Petrus wat op die water geloop het, kan ons werklik op die water stap. Petrus het op die water gestap. Hy het vasgekyk, gelowig, hoopvol in die Here se oë. En toe hy die storme om hom sien, toe begin hy sink. So is daar baie storme in ons lewens, en daar is so baie goed wat 'n mens kan benaam as storme in my en jou lewe. En dit is hierdie goed wat maak dat ons sink, dat ons nie hoopvol bly stap nie. Maar die Here wil hê dat ons hom so blindelings vertrou, dat ons so elke dag alles oorgee in sy hande, en dan kan ons hoopvol hom loof en prys deur elke storm. En dit is een ding wat, as ek dit so mag noem, vir my 'n goue sleutel is om die Here te loof en te prys deur die storme in my lewe. Soms is dit moeilik, soms vang dit ons omkant, en soms kry ons dit baie mooi reg om die Here te loof en prys wanneer dit moeilik gaan. En dan kom daar 'n terugslag, en dan dink ons nie, maar wat nou? Dit is baie keer asof ons amper wil sê, so is die Here, gee hy nie meer om nie. Die Here gee altyd om. Hy's reeds daar, wanneer dit op ons moeilikste is, op ons stafste, wanneer dit voel of die Here wêreld ons versaak, wanneer alles moeilik is, dan is die Here reeds daar. Hy het altyd 'n plan vir die wat oorgee en vertrou, wat as ons hele lewe in sy hande toe vertrou, as ons alles blindelings aan hom vertrou en sê, Here, ek gee alles oor. Dis soos ek sien altyd hierdie stukkie voor my, van hoe die rugbyspan in die skramsak toe, met alles, druk hulle vorentoe, beer hulle vorentoe, en vir my is dit om toe, net te vertrou, maar die Here sal deurkom, en die oorwinning sal kom. So baie keer is dit soos hierdie atleet, wat op sy moegste is, wanneer voor hy daai lint breek op die wenstreep, wat hy sy oë toemaak en met alles in hom vorentoe gaan. So wil die Here hê, dat ons deur die moeilike en die moeilikste tye in ons lewe, om toe moet vertrou, soos 'n kind, wat van 'n muurtjie afspring in sy pa se arms. Moet ons toe vertrou en weet, hy sal vir ons deurkom. Hy sal, wanneer dinge op die rofste gaan, en soos Job, waar hy was, op sy siekbed, en selfs sy vrou vir hom gesê het, vloek die Here en sterf, het Job gesê, nee,
en hy het altyd gelowig bly in die Here. En ook wanneer het sy oorwinning gekom, toe Job vir sy vriende begin bid het, toe het die Here sy omstandighede verander en vir Job geseën met dubbel soveel besittings as voorheen. So met ander woorde, maak nie saak wat gebeur in ons lewe, alles is tydelik. Alles in ons lewe is tydelik. Ons besit niks of niemand nie. Alleen kan ons op die Here vertrou en hy is ons enigste hoop. En hy wil hê dat ons altyd besig sal wees om eers die koninkryk van God te soek, om geen ander obsessies in ons lewe te hê nie. Want as ons besig is om die koninkryk van God te soek, as ons besig is met sy woord, as ons besig is om te prys deur die storme, te bid en te vertrou, dan vergeet ons soms van ons probleme en besef ons hoe bevoorreg is ons en hoeveel het ons om dankbaar te wees. En dis dan gewoonlik in hierdie oomblikke wat ons so gefokus is op die soeke van die koninkryk, waar ons so gefokus is om hom te prys en te loof deur die storme, dat die oorwinning net eensklaps so onverwags deurbreek. Wanneer ons op ons moedelose is en soos wat ek kan sê ek donderdagoggend was, het ek net gesê, Here, ek verstaan nie, maar ek gee alles oor. En in 'n oogwink het die Here vir my deurgekom en voorsien soos wat ek nog nooit gedink het nie. Hy het net absoluut, ek het nie